Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. En skielik was daar 'n geweldige geluid uit die hemel, soos die van 'n stormwind. En dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos 'n vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul. My vriend, ek groet jou op hierdie Pinksterdag, die dag wat die Heilige Gees op ons almal uitgestort is. En vandag vier Christene reg oor die wêreld die uitstorting van die Heilige Gees. En ek groet jou in die naam van die Vader, wat vir ons elkeen so lief gehad het, dat hy Jesus Christus vir ons gestuur het. En ek groet jou in die naam van Jesus, wat vir ons sondes aan die kruis gesterf het, wat opgestaan het, wat opgevaar het hemel toe, en vir die Vader gevra het om die voorspraak, die Heilige Gees op ons uit te stort. En ek wil dan vandag ook op Pinksterdag verder gaan, om te praat uit 2 Korintiërs uit, en soos ek gesê die vorige keer, 2 Korintiërs 2 vers 14 tot 7 vers 1, is seker een van die mooiste gedeeltes wat Paulus geskryf het oor vir die kerk en die gesag en die autoriteit wat ons het in Christus. Een van die mooiste gedeeltes wat hy geskryf het oor die werking van die Heilige Gees in ons as Christene se lewens. En om terug te gaan na die vorige keer toe, wat ek sê, deur die Heilige Gees loop ons in die triomftog van God. Deur Christus se sterwe en opstanding is ek en jy as Christen meer as 'n oorwinnaar. En vandag kom ons by 'n tweede beeld wat hy gebruik in 2 Korintiërs 3. Hy sê, ons is God se aanbevelingsbrief wat hy hierdie wêreld inpos. En kom ons kyk 'n bietjie daarna. Nou, Paulus skryf dit spesifiek, want die gemeente in Korinthe sê vir Paulus, maar waar is jou aanbevelingsbrief? Weet, as gelowiges of as mense gaan om die evangelie in 'n gemeente te verkondig, dan kom hulle met 'n aanbevelingsbrief van die vorige gemeente. Dit is iets soos hierdie. Toe ek in 98 van Morgenson af Vallei-sig toe beroep is, toe die gemeente Morgenson 'n aanbevelingsbrief geskryf oor my en gesê, maar hy is nie 'n dwaalleraar nie, hy is lief vir die Here, hy staan op vir die evangelie. En Paulus het nie so 'n aanbevelingsbrief nie. Dan kom Paulus in 2 Korintiërs 2 daarvan na vers 17 en hy sê oor hom en sy span, hy sê omdat ons nie soos baie ander is wat geld maak om die woord van God te verkondig nie. Ons verkondig die woord in opregtheid, in verbondenheid met God, in opdrag van God en in verantwoordelikheid aan God. Hy sê, ons is gesandte van God, wat die woord verkondig in opregtheid, in gehoorsaamheid, in verantwoordelikheid, teenoor God en aan God. En hy sê, dan kom Paulus verder en hy sê, begin ons weer onsself aanprys by julle? Nee, glad nie. Ons roem op niks. Ons roem net daarin dat Jesus Christus vir ons aan die kruis gesterf het en opgestaan het. En dan sê hy, ons het miskien nie, soos party ander mense, 'n aanbevelingsbrief om vir julle te gee nie. Maar ons het dit ook nie nodig nie, sê Paulus vir hulle. Dan kom Paulus met die verrassende. Hy sê, ons het nie 'n aanbevelingsbrief nodig nie, want julle. Hy sê, julle as gemeente in Korinthe, julle is ons aanbevelingsbrief, geskryf op ons harte, vir almal om te lees en te verstaan. Nou wat sê Paulus hier? Hy sê, julle het gereageer op die evangelie wat ons verkondig het. En daar gebeur sulke mooi dinge in die gemeente in Korinthe. En julle, deur julle leefwyse, dit is op ons hart geskryf, en dan sê hy ook 'n aanbevelingsbrief vir almal om te lees. So almal wat na die gemeente kyk, kan die verandering sien wat die evangelie en deur die verkondiging van Paulus en sy span in hulle lewe gebring het. So julle gemeente, julle is ons aanbevelingsbrief op ons harte. Maar dan gaan Paulus verder en hy kom met nog 'n verrassing. Hy sê, dit is tog duidelik dat julle 'n brief van Christus is. 'n brief van Christus
deur ons diens geskrywe, nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op 'n klip nie, maar op die harte van mense. Hy sê, julle is eintlik baie meer spesiaal. Julle is 'n aanbevelingsbrief wat deur Christus self geskryf is, deur die werking van die Heilige Gees. 'n Aanbevelingsbrief wat God vir die wêreld geskryf het. Hy sê, gemeente, julle daar in Korinte, julle moet weet, die verandering wat in julle lewe gebeur het as gevolg van die evangelie, daardie verandering is God se aanbevelingsbrief wat hy geskryf het sodat die wêreld na julle kan kyk en die wêreld kan lees dat die evangelie van Christus mense se lewe radikaal verander. Julle is God se aanbevelingsbrief, geskryf deur die Heilige Gees, wat moet ingaan in die wêreld, sodat die wêreld hierdie aanbevelingsbrief kan lees. En hy sê, dan gaan hy verder, hy sê, vers 5, uit ons is ons nie in staat om iets te bedink asof dit uit onsself uitkom. Hy sê, ons bekwaamheid kom van God, wat ons bekwaam gemaak het om bedienaars te wees van 'n nuwe verbond en alles deur die werking van die Heilige Gees. So vriende, God kom en hy kom skryf jou en my as Christen as 'n aanbevelingsbrief en dan pos hy ons hierdie wêreld in. Niemand van ons skryf 'n brief en ons pos hom nie. Niemand van ons in vandag se taal skryf 'n e-pos en stuur hom nie. Skryf 'n WhatsApp en stuur hom nie. As ons 'n liefdesbrief, 'n liefdes-WhatsApp, 'n WhatsApp of 'n e-pos van waardering skryf, of wat ook al, dan stuur ons dit, sodat die ander persoon dit kan lees, en daai persoon se hart eintlik kan warm word. Nou kom God, en hy skryf ons 'n aanbevelingsbrief, en hy stuur ons die wêreld in, hy pos ons die wêreld in, om twee goed te gaan doen. Nommer 1, om die evangelie te gaan verkondig, om vir mense te gaan vertel van Jesus Christus, en die verlossing en die genade van God. En kan ek vir jou vra, is jy daai aanbevelingsbrief, wat gehoorsaam is aan daai roeping, gaan jy uit, in gehoorsaamheid, daar waar God jou heen pos, en gaan verkondig jy die evangelie. En die tweede ding wat hy ons stuur om te doen, as aanbevelingsbriewe, is om te gaan help, die nood te gaan verlig om ons, die nood in die wêreld te gaan verlig. Want daar waar ek en jy as Christen uitreik, om net diens te gaan lewer, lees daar die mense God in ons lewe. En ek gaan volgende week meer daaroor praat, maar hulle lees God se aanbevelingsbrief na hulle kant toe. Dit gaan nie dus net oor iemand wat iemand anders te help nie. Ek en jy gaan met die gesag en die autoriteit wat God ons geskryf het en uitgestuur het, om as aanbevelingsbriewe in hierdie wêreld in te gaan. En as ek na myself kyk en die bediening van begin het, al wat ons doen, ons het nie 'n aanbevelingsbrief om vir enige iemand te wys nie. Ons maak ook nie geld uit die bediening wat ons doen nie. Trouwens, dit is glad nie so nie. Dan sê hy, maar en ek wil saamstem met wat Paulus hier sê, ons doen dit in opregtheid en verbondenheid met Christus, in opdrag van God en aan verantwoordelikheid aan God. Julle is die aanbevelingsbrief. Orals waar ons bedien, julle is die aanbevelingsbrief. En dan sê hy, ons bekwaamheid kom nie van onsself nie, maar dit kom van God wat ons geroep het en gestuur het. En as ek praat van ons, Shamaine is terug by begin het, en ons het hierdie week 'n video gemaak oor alles wat ons doen en gaan doen in hierdie volgende jaar. En kyk asseblief hierdie video, want dit is deel van wat God ons roep om in Suid-Afrika te doen in hierdie tyd. En kan ek vra, ondersteun ons asseblief. Ons is nie daar om geld te maak hieruit nie, maar ondersteun ons. Kyk hierna en stuur dit ook die wêreld in. Vriende, maar die belangrikste vanoggend, ek en jy as Christen, is God se aanbevelingsbrief hierdie wêreld. Vrede vir jou op Pinksterdag. Gaan leef deur die Heilige Gees elke dag van jou lewe. Vrede. South Africa is an amazing country because of its rich history,
different cultures, and friendly people. But sadly, 11 million people in South Africa live on less than 28 rands per day, according to the United Nations. And that's why, as Beginet, we do what we do. As Beginet, we consider ourselves an honest career service that delivers hope and dignity to the nation of South Africa. Currently in South Africa, we're facing a colossal humanitarian crisis, and as Beginet, we're standing in the gap by being actively involved and giving back in the following ways. We are currently involved in the Northern Cape Karoo and Boesmanland through drought relief. We're also helping the young children in the farms to pay for their school fees. We're also actively involved when it comes to putting an end to period poverty by donating innovative washable sanitary pads to young girls and the women. As Beginet, we also believe in unity. That's why we are involved in promoting social cohesion as well as nation building in South Africa. We also make sure that every Sunday we disseminate Afrikaans sermons to everybody who is at home. And last but not least, Beginet is involved in helping grow healthy and fruitful marriages through workshops and marriage seminars in different communities. Now we're asking you at home to join hands with us to make a difference in our nation, to just help people who are in need. And if you want to know more on how you can help, whether it's through donation or volunteering, go to our page www.beginet.org.